Voor ons begin, kom ons bid saam. Liewe Heer, ons het sulke pragtige liedjies van U gesing en ons het so 1% van U heiligheid bietjie ervaar vanoggend met die pragtige sonnetjie wat op ons skyn en die woorde en ons gedagtes wat opgelig is daarna in U hemeltroon toe en Deur Michael wat dit vir ons verder probeer verduidelik het en ons het begin sien, liewe Heer, maar ons kan nie wag vir U koms nie. Liewe Heer, ons besef, ons weet nie wat is heilig in totaliteit nie, ons het soeke glimpses en ons wil so graag meer en meer van dit hê. Liewe Heer, maar waar ons in 'n voorbereidingstyd is, vra ek dat U ons sal lei, want ons het U so nodig. En kom asseblief naby U, beloof waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees en ons maak so staat daarop in Jesus naam. Amen. Nou, ek is nie 'n fundie oor die natuur nie. Ek weet dit is die natuurnaweek, né? Ek is relatief 'n fundie oor die menslike natuur. Maar ek wil julle nou 'n storie vertel oor die natuur en ek ek het dit ergens gehoor en mag dalk by een van julle wees. Ek weet nie. Maar ek het gehoor van die ratel. Of 'n partykeer noem hulle ek het toe opgelees party muishonde doen dieselfde. Nou weet ek nou nie of die gebande muishond is en of wat se muishond nie, maar en dalk het julle dit al gehoor, maar dit pas so in vir my vanoggend by hierdie tema. En hierdie hond of die ratel het hy die vermoë om so een keer in 'n tyd, en dit is gedokumenteer, is hy gaan na 'n dammetjie water toe wat hy nou ken. Hy het hom eers bekyk, daar's nie 'n krokodil daar binne nie. En dan gaan hy en hy tel 'n stokkie op. Julle ken seker nou die storie. Hy tel 'n stokkie op sy mond. En dan gaan hy en hy reverse style loop hy agteruit in die water in tot so diep. Dan staan hy daar. En die ou wat ek het gehoor het vertel, hy het dit gesien. En hy reverse het tot hierso. Dan staan hy vir so 20 minute, doodstil in die water. En dan reverse hy tot sy pensie aan die water raak. En dan staan hy nou so daar vir nog so 20 minute. En dan reverse hy tot net sy stertjie daar agter so 'n bietjie uitsteek. En sy kop. Dan staan hy weer vir 20 minute. En dan reverse hy tot sy stert onder die water is en net sy gesiggetjie steek so uit die water met die stokkie. Dan staan hy weer vir so 20 minutes. En dan reverse hy tot net sy neuspunt en die stokkie uitsteek. Nou verstaan julle. Al wat 'n vlooi is, en al wat 'n bosluis is, en al wat 'n parasiet is, waar is hulle dan? Op hy stokkie. Hulle wil oorleef. Hulle soek daai laaste bietjie lug, laaste bietjie wat hulle kan kry. En dan met trots laat hy die stokkie gaan. En as hy dan uit, dan is hy weer uitgesorteer vir so 3 maande. Of as hy bosveld is in die somer 'n maand, ek weet nie. Maar as hy weer vir 'n rukkie uitgesorteer, dan kan hy nou weer aangaan. En as hy 'n ratel is hy teen daai tyd rasend honger. Dan wil hy weer ietsie gaan kry, want hulle moet mos elke 2 ure moet hulle iets eet. So ja, die lank en die kort is, laat my dink, ek hou van hierdie mechanic, motorwerktuigkundige dokumentêre. Weet nie of julle dit ook kyk nie, maar ek is vreeslik lief daarvoor. Dan gaan haal hulle nou, is gewoonlik so 'n rowwe oomie met sulke lang hare, ek weet nie hoekom hulle almal so lyk nie, maar hulle is sulke rowwe mensies. En so jy moet die klank bietjie sagter partykeer sit, want dit is gewoonlik net piep piep piep, maar hulle praat. Maar hulle gaan haal 'n ou kar. Wat is van 'n ou ding? Ou IC Cobraatjie of 'n Buick of 'n ou ding. En dan is hy gewoonlik so half geroes en hy kan nie meer ry nie. En hulle moet hom op 'n wat is 'n low bed in Afrikaans, 'n lae bed. Moet hulle opsit en dan vat hulle hom na 'n plek toe en dan begin hulle hom. En dan dink ek altyd aan Winnen. Dan dink ek nou, hoe gaan Winnen nou sê, gaan daai roes nou
Gaan hy nou werk daar ruk of gaan hy deurgeroes wees? En dan skuur hulle hom blank en dan maak hulle hom blink en dan is dit my altyd interessant as hulle die engine so oopmaak en die roes loop so uit die engine uit. En dan olie hulle hom en hulle boor hom en wat interessant is vir my, daai ou goed hulle het nie sparkplugs gehad nie, hulle het sulke glow plug goed gehad. Ek weet nie hoe om dit te stel nie, die distributor was anders gewees en die hele stelsel werk anders as wat ons vandag ken as normaal, want daai goed is stok oud en dan gaan haal hulle by ander parte want jy kan nie meer kry nie. En dan probeer hulle die ding aansit en dan het hulle so fast forward movie. As jy weer sien maar is altyd toe. Dan kan jy nie die hele ding sien nie. Dan wil jy nou sien hoe lyk hy. En dan trek hulle so 'n stukkie oop met en dan kom die pragtige ding daar uit en dan staar, kyk of hy gaan start. Dan kom hy nou weer aan die gang en dit het my laat dink aan my pa. Hy het my geleer om 'n kar te diens en ek het een keer 'n kar ge-overhaul met hom, weet, hulle sê mos hulle pak 'n kar. Ek het nooit geweet hoe pak jy 'n kar nie tot ek nou sien wat beteken jy pak 'n kar. Dit beteken al die parte lê daar. En nou moet jy hom nou in volgorde gepak kry met die hoop daar bly niks oor nie, né? So dis nou die plan, daar moet niks oorbly nie. En daar kan 'n tekort wees wat 'n goeie ding is, dan kan jy gaan kry, maar daar moet nie oorbly nie, verstaan? En dan as hy 'n kar gediens het, dan het hy nou gegaan en dan het hy altyd diesel gevat. Dan gooi dit in by waar die olie hoort. As die olie alles uitgetap is. Dan vat hy nou 'n diesel, dan gooi hy nou in. En dan gaan hy nou om, maak hy die propie natuurlik voor die tyd toe, as julle gewonder het. En dan gooi hy nou die diesel bo in en dan waar die olie moes wees. En dan start hy daai kar en dan tel hy 5. 1, 2, 3, 4. Daar net kyk my so, hoeveel tel jy? 1, 2, 3, 4, 5 en dan sit hy af. En dan maak hy daai propie oop en dan kom daai laaste gemors so uit die. Ja, ek het later gehoor party motorwerktuigkundige sê jy doen dit nie met 'n ou kar nie. Want hy moet nog 'n bietjie van sy ou gemorsies hou want anders lek hy olie. Maar goed, die punt is jy doen nou hierdie verhaal en dan is die kar nou silwer skoon binne. En dan vat jy die diesel wat nou sleg geraak het, alles weg en dan sit jy vir mooi nuwe olie, filters en alles in. En my laaste storie oor skoonmaak. Ek het nou, is Jaco hierso, Dr. Jaco, nee hy sê nie. Ek het dit nou spesiaal vir hom uitgedink. In elk geval, toe vra ek vir my skoonsis, sy's 'n ortopeed daar by Tygerberg. Nou voor hulle kan opereer, dan moet hulle noem dit, hulle skrop op. Hulle skrop op. Nou wat skrop op beteken is, jy staan daar so in 'n, jy staan daar en jy gaan dan die waspakke. Jy het altyd gewonder hoekom het hulle die waspakke met sulke lang lewers. Ek het altyd gedink is vir mense wat nie kan nie, jy weet. En toe sê hulle nee, dis nou vir die dokters. Wat hulle nou doen is, hulle moet nou, daar's 'n 7-stap proses om hulle hande skoon te kry. So hulle druk nou, ek het 'n bietjie seep en dan was jy hom so. Stap 1, stap 2 moet jy nou so, hulle het 'n hele prentjie daar. En dan sit stap 3 en dan moet jy 4 duimpies en dan, ek weet nie, maar daar's 7 stappe, hè? En dan staan hulle nou so, dan mag hulle daar niks raak nie, want hulle gaan nou iemand opereer, hè? En dan op die einde nou moet hulle met hierdie liewertjie nou oopmaak en afwas, en dan moet hulle nou weer toemaak, en dan staan hulle letterlik nou so met hulle handjies, en dan kom die verpleegsters, en dan gee hulle vir hulle nou die handskoene. En dan sit hulle hom aan, en dan staan hulle weer so, en dan kom die verpleegster, dan trek hulle nou hulle aan, met die gowns, wat reverse orde is. Jy weet mos daai goed wat, alles wys van agter, maar niks van voor. En dan het hulle nou hierdie dingetjie aan, en dan kan hulle niks raak, so as hulle by die deure moet ingaan, dan druk hulle met hulle skouer die deurtjie oop, en dan is hulle nou reg vir jou. Dan is hulle nou gereed vir jou, en dan kom hulle gewoonlik op jou aan, en dan smile hulle vir jou. Dan kan hulle nou nie wag nie, ek weet nie waarvoor, maar hulle kan nie wag nie. En as nee, dan dink jy, ja, ek wil net slaap, ek wil niks meer sê nie.
Goed. My vraag is, as die Here vir 'n rateltjie kon sê hoe om skoon te kom. En as 'n mechanic weet hoe om 'n engine skoon te maak. En as 'n dokter weet hoe om sy hande skoon te kry. Hoe weet ons nie hoe om ons lewe skoon te kry nie? Hoe weet ons nie? Hoekom doen ons die moeite om te weet? En ons doen net so 'n deeltjie van die hele verhaal. Ons doen regtig so 'n deeltjie, dis die besluitdeel van die hele verhaal doen ons. Dis ons deel. Die vraag is natuurlik hoekom ek daai vreeslike vraag het is want ons het 'n vreeslike ding. Ons is in die beeld van God geskape. Ons is in sy beeld geskape. Ek dink jy het al daaroor gedink in die lewe en dan gewoonlik kom jy by 'n antwoord uit en dis gewoonlik 'n kombinasie tussen seker maar 3 goed, maar ek dink hoofsaaklik 2. Die een is wie jou pa was. Die ander ene sonder jy dit weet, maar dis 'n basis. En dan kom die Bybel deel en dit probeer om daai verwronge dele van jou pa te probeer stryd in. Want ons Vader in die hemel is 'n Vader. Hy is God en hy is Vader. En dan kom daar 'n deel by wat ek dink Michael mooi uitgesit het en dan kom jy agter jy moet heilig word. Nou skyn heilig ken ons almal baie goed. Daai deel kom relatief outomaties by jou voordeur aan. Jy's nogal gebore met hom want jou ma het gesê sluk die huil. So jy word geleer van kleins af jy moet jou emosies beheer. Jy het die wat noem hulle sofaat? Wat was daai ding? Iets wat jy voorhang. 'n front, mask. Ja, sofaat. Wat ek het hom gehoor, maar ek het die fasade, baie dankie julle. Fasade wat jy voorhang, né? Jy het hierdie fasade wat jy So jy word van kleins af geleer om hierdie ding te kweek, want emosies mag ons nie wys nie. Gelukkig het mans bietjie minder emosie, dis makliker vir ons. En oor die algemeen, okay. Ek sê kyk na my laaitjie en my dogtertjies, hulle het van nature meer passie. Ek weet nie hoe om dit te stel nie. Jy weet, ek net julle idee te gee, my kleinste dogtertjie, sy is net so gewees daai tyd. En ons het vir mamma oortuig, maar my vrou is gewoon 'n hardkoppig een. En ons moet my vrou nou oortuig van 'n ding. En ek sê, ja, ons moet mamma nou eers mooi vra. En sy kyk my so sê, weet pappa nie hoe vir mamma te oortuig nie. Ek sê, maar nee, hoe doen jy dit? Sy sê, maklik, pappa. Ek sê, hoe doen jy dit? Jy draai jou koppie, jy knip jou oogies, en jy vra haar mooi met 'n klein krakerige stemmetjie. Dit was so groot. Toe weet sy klaar. Hoe werk die verhaal? En sy weet stap vir stap. Never mind. Sy weet, ek klaar uitgewerk die stappe. Vrouens, julle is serieus hoor. So, ons het nie 'n idee van heilig nie. En ek kry partykeer die Here jammer. Want heiligmaking gebeur terwyl ons Bybel lees. Dis sy belofte. U woord heilig hulle. Dis wat beloof word. So heiligmaking gebeur terwyl ons sy woord lees. Terwyl ons tyd met hom spandeer, werk hy in ons en deur ons en ons weet nie noodwendig nie. Nou en dan kom ons tot by 'n keuse. En dan, hoekom ek om jammer kry is, want ons maak baie keer droog by die keuse gedeelte. Dis nou waar ons inkom. Ons maak patetiese keuses. En dan is dit, dis waar ons baie droog maak. Maar ander goed gebeur met ons outomaties, in ons gedagtes. Want ek het van hierdie ding gehou om te doen, en 6 maande later, jaar later, paar jaar later, maar hoekom doen ek dit nie meer nie?
wat het my verander? Hoekom het ek verander? Daar's 'n God in die hemel wat jou verander. Party goed stoei jy mee. Okay? Ja, versoekingsdinge stoei jy mee. Ek bedoel daar's versoekingsdinge wat ek partykeer daarmee stoei. Ek bedoel wie julle wrogings wat ek het. Ek stoei met hom. En ek stoei met hierdie gedagtes en ek stoei met hierdie versoeking. En partykeer is dit verskoeters wat jy toe jy jonk was gehad het en dan is dit lank weg en dan skielik kom hierdie versoeking vlaag oor jou lewe en dan moet jy stoei om hierdie verhaal te probeer oorkom. En ek lees 'n stukkie, natuurlik, naas die Bybel is dit seker nou maar my gunsteling is om maar E.G. White te lees. Ek sukkel om by ander goed uit te kom, want haar boeke is net so 'n bietjie baie. En daai laaste week in Jesus se lewe is natuurlik, soos julle weet, 'n tipe van wat ons gaan deurgaan aan die einde. En sy skryf hierso in hierdie stukkie dat toe hy die tweede keer die tempel skoon gemaak het. Hier kom die skoonmaak nou, né? Toe hy die tweede keer die tempel skoon gemaak het, is in daai laaste week voor sy kruisiging. Tweede keer. Hy het nou net ingekom as Hosanna, weet? En almal het hom geprys en hy het gehuil sê, ek verstaan dit, hoekom hy gehuil het. En hy is op daai donkie en hy weet wat gebeur en hy weet wat's op pad en hy kyk hierdie mense en hy is so lief vir hulle. En hy hartseer want hy weet vir 'n paar dae gaan hulle hom verwerp. Maar hy's ook hartseer want hy weet van hulle gaan verlore gaan. Maar hy's ook hartseer want hy weet van hulle gaan gered word. Welke hartseer, hè? Alles is net te veel emosie want hy kan die toekoms sien. Hy weet wat kom. Hy weet wat kom. Dit net al daai emosies, jy weet wat kom en jy sien jou dogtertjie en jy weet sy's oor 'n week oorlede of iets gebeur met haar drasties. Hoeveel ontferming, hoeveel wil jy hulle vashou? En hy beweeg in en hy sing vir hom en in die skare daarso is die wat hy laat sien net weer. In die skare is die wat sieklik was en hulle is nou gesond. In die skare is melaatses wat genees is. In die skare is sy getuies van sy liefde is daar. Is sy omgee is daar, is in die skare. En hy kom in hierdie tempel in en ek gaan nou praat oor die reiniging gedeelte, maar hy kom in die tempel en hulle begin vir hom te sing. Weer Hosanna. Want hulle kan nie help nie. Daar's 'n commotion in hierdie heilige plek wat moet stilte hê, begin vir hom sing. En die kinders sing vir hom en die mense wat genees is daar en hy disipel en daai klomp fariseërs kan niks doen nie. Want God het hulle gered. God het hulle gered uit hulle gemors, uit hulle siekte, uit hulle vigs, man. Noem dit vigs vir vandag. Want dit was nou melaatsheid, daai tyd was ongeneeslik. Okay, vigs is nou debatteerbaar, maar die punt is, dis 'n siekte wat ongeneeslik is. Wat hulle heel moontlik volgens hulle verdien het. Vir samelewing, soos ons nou maar gewoonlik na vigs kyk vandag, baie van ons doen nie almal nie, maar die wat oordeel kyk gewoonlik na iemand wat vigs is, maar jy verdien dit. En so het hulle gekyk na hierdie mense en daar staan mense wat maar was uitgeteer dat die slow puncher gehad, hulle was amper dood van hierdie vigs, van hierdie verrotting. En hy het opgestaan. Hy's gered, hy's verlos van sy siekte en sy sonde en hy's verlos. En wanneer God besig is met ons tempel, ons is die tempel van God. En wanneer ons besig is, hy is besig met ons te reinig en ons kom by hierdie vigs gedeelte, hierdie melaatsheid gedeelte, hierdie probleem in ons lewe en ergens breek dit deur en die Here red ons. Hoeveel gaan ons nie ook jubel daai dag? Ons gaan begin jubel in ons harte. Ons die tempel hier binne gaan begin jubel van dankie my God. Dankie dat U my skoon gemaak het. Dankie dat U my verlos het van my gemors waarin ek was. Dankie dat U my gered het. Dankie dat ek weer vorentoe kan loop en my vrou is by my, ek het haar geslaan, ek het opgehou. Dankie dat ek
dat my mond verander het, dat ek die mense meer verneder en verkleineer en afkraak en maar ek bou hulle nou op. Here, dankie dat U my verander het. Want in my wil ek mense altyd sleg sê. Ek wil hulle beskinder en as ek deur die genade praat ek hulle goed. Ek bou hulle op. Ek bou hulle op. Dankie my God. Dankie dat ek nie meer die foon aansit en na verkeerde goed kyk nie. Dankie dat U my verlossing gegee het. Vir al my uitdagings wat ek het. Maar die Here gaan in. Wat doen hy eerste? Dit is vir my interessant. En ek het al 3 evangelies gelees, hulle sê dieselfde, by the way. Bietjie hier en daar, maar hulle is so baie dieselfde. Partykeer verskil die evangelies nogal baie, maar hier is so dieselfde. Uit die geldwisselaars. En wie is die ander? Duiweverkopers. Nou het ek al gewonder oor, hoekom nou hulle? Maar interessant. Ek het nog nie antwoorde gekry nie, dalk is van julle slim mense hierso wat my antwoord kan gee. Die duiweverkopers se stoele het hy opgegooi. Die Bybel sê ek skryf nie iets sonder 'n rede nie. Daar's altyd 'n rede dat die Heilige Gees daai deel geïnspireer het om dit te skryf. Die stoele van die duiweverkopers. En maar hy die geldwisselaar, die geldwisselaar julle verstaan die storie natuurlik, hulle het dis soos om Orania toe te gaan. Jy kan nie daar koop met rande nie. Jy moet, wat noem hulle dit, Oraniërs, ek weet ek nie wat noem hulle dit daar nie, maar jy moet hulle geldstelsel aanskaf, dan kan jy nou ietsie koop daar. Dit is amper soos om na een van hierdie skoue toe te gaan, jy koop coupons en dan kan jy nou iets ry, jy verstaan. En as jy dieselfde met die tempelstelsel, hulle daar aangekom en die tempel het sy eie munte gehad. Alle muntig, né? So toe gaan hulle, dan moet hulle nou eers hulle geld gaan omruil en 'n vreeslike verlies. En dis nou wat die Here gehad het. En nou ewe skielik, nou moet julle verstaan die buitehof, né? Dis nou waar die kruisiging moet plaasvind, die simboliseer. Dis waar sonde omgeskakel word, waar jy vergifnis kry vir jou sondes, waar die sondes oorgedra word van jou af na die lammetjie toe. Vind al hierdie onreinheid plaas. En ewe skielik word verlossing 'n currency. Wat is 'n currency in Afrikaans? Geldstelsel, geldeenheid. Word 'n geldeenheid. Ewe skielik word dit 'n geldeenheid. En ewe skielik word daar geld gemaak uit verlossing. Ewe skielik kom jy met jou lammetjie aan, pragtige. Ou Sannie. Nee, was 'n mannetjie, nee, ekskuus. Pietie. Kareltjie. Hier kom Kareltjie. Jou gunsteling lammetjie. Jou dogtertjie huil nog steeds by die huis want Kareltjie is op pad. En nou moet jy hierdie Kareltjie vat. En hy's mooi. En hy kom daar. Ja, hy is nie vlekkeloos nie. Kyk net daar. Ja. Met 'n modderstreep daar. En dan kry jy dit nie oortuig vir die priester. Op die einde moet jy nou gaan en 'n heilige enetjie gaan koop om die hoek. En dan is daar 'n ander man wat sê, luister jy hoef nie nou vir Kareltjie terug te vat nie, hoor. Ons kan hom, ek het mense hier buite wat skapies wil hê. Ek kan hom vir jou, jy kan hom aan my verkoop as jy wil. En dan verkoop jy maar vir Kareltjie, want dit is 'n lang pad huis toe. En jy gekoop vir jou heilige bootjie daar, pilletjie daar, rammetjie daar en jy gaan en jy vat 'n rammetjie en doen die hele verhaal en as jy nou vanmiddag weer draai om net vir Pieter te gaan haal, dan sien jy maar daar gaan Kareltjie word verkoop as 'n heilige enetjie. Wat het gebeur? Klink soos 'n regte Joodse storie nie. Doen dit nie. Ag, nee, sien, Jode is ook goeie mense. Maar die punt is, daar was vernekery rondom verlossing. Rondom verlossing. Die duiwe word uitgelig, dink ek. Is net my idee.
hoekom die duiwe uitgelig is in die storie, is omdat daar was baie arme mense. Die ryk en die arm was 'n groot verskil. En die duiwe was vir die arme mense. Jy kan nog armer wees. Dan kan jy koring gebring het. Die verlossing is vir almal. Jy kan tot net koring gebring het. Maar meeste het maar gemik vir 'n duifie. Moet 2 wees natuurlik. So het geld gemaak op die arme mense. Het geld gemaak op die arme mense. En die Here was oor dit. En sy skryf dat dit word vergelyk met die laaste skoonmaak, die laaste roepe van hierdie wêreld. Die wêreldse geskiedenis. En het my laat dink, het ons dalk verskillende verlossingsplanne op die tafel? Dis die vraag. Het ons verskillende verlossingsplanne wat aan ons verkoop word op die tafel? Is daar besig om korrupsie plaas te vind in die buitehof? Want as dit 'n tipe is, en ons lewe in die antitipe, is daar definitief 'n probleem met ons verlossingsplanne wat op die tafel lê. My uitdaging op dit is natuurlik, die eerste engelboodskap is die ewige evangelie. Gaan verkondig die ewige evangelie. Die evangelie is spesifiek die verlossingsplan. En op 'n manier is daar 'n probleem in ons ewige verlossingsplan. Ons verlossingsplan het 'n uitdaging. Ons verlossingsplan het 'n uitdaging. Iets gebeur met ons verlossingsplan. En by dit alles het ons die visioen van God af aan E.G. White wat vir gewys het, ek het vir julle 'n perfekte platform gegee. Sy sê daar, dis van God af gegee. Eerste geskrifte, groot stryd hoofstuk, gaan lees dit. Ek het vir julle 'n perfekte platform gegee. Wat die eerste engelboodskap is. En van hom en is deur 'n dierprys gekoop. En ek het dit vir julle gegee. God het die fondasie gestel. En party mense klim van dit onmiddellik aan en hulle klim op en is opgewonde. Ander weer, hulle klim op en dan wag, hier is dalk 'n foutjie, dan klim hulle af. En hulle bestudeer en hulle kyk, kan ons dit nie verbeter nie? Ons moet dit kan verbeter. Ons moet dit regmaak. Hier's fout hiermee. Ons moet dit regmaak. Ander weer klim af en sê net, nee, hierdie is fout en hulle gaan. Deur wie is daai fondasie gegee aan E.G. White hulle? Van God af. Pas op wat sy evangelie na jou toe kom. Dit word verder beskryf dat daar mense gaan kom wat sê, wat die mense net na hulle toe wil trek. Dit staan in Handelinge, hulle wil net die mense na hulle toe trek met hulle weergawe van die evangelie. Ons het pas op. Die reiniging wat plaas wat op die einde van tyd is, wat is die evangelie wat op jou in jou tempel is? Die Here wil dit reinig. En my probleem is, wanneer ons aan die evangelie, eerste engelboodskap in totaliteit wil gaan peter, is ons besig om presies te doen wat daai visioen gesê het. Ons is besig om die evangelie te verloor. Ons is besig om ons ewigheid te verloor. Ek wil vir julle lees. Want die party lammertjies, ek is amper klaar hoor. Ek sien van julle is honger. Julle hoef nie honger te wees, hoor. Ons gaan nie nou lam eet nie. Moenie daaraan dink nie. Ons is besig met die verlossingsdeel van die lam. Okay. Party van die lammertjies. Party sê, Kom lees eers net wat sê die Bybel. Nogtans,
nou vir so my pa sê, julle kon geslaap het, toe ek gepraat het, maar as ek die Bybel lees, wil ek julle moet gou fokus. Dis jou keuse op te fokus, want ek dink party van julle dink aan goeters, maar dis nou fokustyd. Jesaja 53, julle ken hom. Maar julle ken hom nie, want jy moet luister. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. In ander woorde, krankhede is siekte. Dit kan enige vorm wees, of dit nou hier is, en of liggaam is, of dis nie net verkoue nie, hoor. Dit kan bipolêr wees. Dit kan allerlei uitdagings wees. Probeer net sê, dit is geestelike toestande ook. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortreding, wie het ons sondes gedra? Ons oortreding deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Terwille van. Die straf, hoor nou die straf, wat vir ons die vrede aanbring. Dit was 'n straf om daar te hang, mense. Dit was 'n moeilike ding. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dan sê Johannes vir ons, kyk, toe hy Jesus sien, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek gaan afsluit, want ek sien my tyd is op. En ek weet julle ken dit, maar ek wil hê julle moet dit vasmaak. Want party mense, party van evangelies wat ek hoor, sê weet jy wat, dit werk op meriete. As jy 'n Katoliek is, dan sê jy wat? Nee, Jesus het nie gesterf vir jou sondes nie. Jesus het vir watter rede gesterf? Om net te wys sy heiligheid, sy liefde te wys, omdat hy 'n klomp meriete het om vir jou te kan gee. In ander woorde, gaan oor werke, meriete is soos goeie werke. So in ander woorde is 'n skaaltjie, en dan as jy kort kom, dan kan jy nou gaan betaal, aflate of goedjies, of jy kan maar net bid, Hail Mary sê, en die Here vra, en jy kan 'n klomp van hulle meriete kry, dat jou skaal kan herstel, dat jy gered kan word. So Jesus het nie in jou plek die straf van die sonde gedra nie. Dis wat die Katolieke glo. Jy's in die plek gedra nie, glad nie. Nee, hy het dit gedoen om klomp meriete te hê, om vir jou te kan gee, sodat jy gered kan word. So jy word deur Jesus gered, maar deur sy meriete. Is julle met my? Ander weer, glo weer, ook hier in die buitehof besig is, luister jy, as jy verlos is, as jy jou vrou geslaan het, en jy sê jammer, kan jy dit môre maar weer doen, hoor? Dis okay, Jesus het covered it all. Hy het dit gecover, maar jy moet eers jammer sê. Onthou, dis die regte manier. Dis nie net van gaan voort in jou sondige lewe soos jy lus kry nie. Dan die ander weer, nee, ek sal my sonde self dra, ek sal self perfek word. Kyk net hoe goed is ek. Ander weer, glo die lammetjie is eers, Jesus enigstens vir ons plek gesterf. Ek het dit genoem. Ons kan nog aangaan, mense, daar's baie. Ek wil net gou vergeet nou die valse note. Ek gaan afsluit met die verhaal, soos wat dit gegee was, toe die fondasie gegee is. Hy is baie eenvoudig. En ek gaan daarmee afsluit. O Jaco, ek het vir jou 'n storie gehad. Jy maar met die res hoor. Ek het spesiaal vir jou eendag uitgedink, maar hy is nou. Okay. So jy kom, hierdie lammetjie. Julle het gehoor, maar ek gaan vir julle iets vertel vandag wat julle nog nie gehoor het nie. Of altyd is vir my nogal baie sterk lied gewees die laaste week toe ek deur is. Dan kom hierdie lammetjie. En dan sny hierdie nek. Die bloed gaan uit. Net by the way. Julle mag vleis eet. Daar mag net nie bloed in wees. Okay.
Ek het dit ook die week met 'n oomie moes bespreek. Weet jy, kom jy goed nou in my kop uit. Die lammetjie. Kom. En jy sny die nek. Die bloed gaan uit. Die priester vang dit op. Wat beteken dit? Jy het nou net jou sondes bely op die lammetjie se kop. Die sondes word oorgedra. Die Bybel sê net op een manier, en dis deur bloed. So die bloed dra is die lewe, en dit dra jou sonde, die gevolg van die sonde, loon van die sonde is die dood, daai dra hy oor na die lammetjie sterf in jou plek, as gevolg van wat jy moes doen, of as gevolg wat jy gedoen het, okay. Dan gaan die bloed uit, die sonde is in hierdie bloed nou is die sonde hier binne, volg het gou, wie is die sinbearer, soos Jesus is die sinbearer, nou loop jy met die sonde, vanaf daar by die offeraltaar, en hy loop in met dit, en die sonde gaan in, verby die heilige, na die allerheiligste toe, en dit word gesprinkel op daai, eerste by die altaar, en dan ook by die gordyn, waar die allerheiligste, en dit word geskryf, dat die allerheiligste en die heiligste, daai is deel van die heilige, allerheiligste. So dit word ingedra tot daartoe. En dan met Yom Kippur, dan vind versoening plaas. Hoekom versoening? Ek wil graag hê ons moet hierdie net mooi verstaan. Vergifnis het buite plaas gevind. Jy's vergewe, want dis iets wat ons as priesters van die huis moet uitleef. Ons is ook in die beeld van Christus geskape, beteken die priesters van die huis moet asseblief hierdie begin uitleef, sodat ons kan 'n goeie prentjie hê van Jesus, die ware priester, die hoëpriester. Wat doen hy daar by die versoening gedeelte? Die versoening gedeelte is waar ek het nou jammer gesê van ek het my vrou geslaan. Ek het jammer gesê. Ek het vir haar blomme gekoop. Ek wou vir haar chocolate koop, toe dink ek aan haar, die eet ek hom maar. So toe ek nou die blomme gebring en ek het jammer gesê. Nou, sy sê vir my, sy vergewe my. So met ander woorde, sy hou dit nie teen my nie. Is daar al versoening? Daar's nog nie versoening nie. Versoening beteken vertroue weer terug tot waar dit was. Vergifnis beteken, Here, die wraak wat ek het teen die persoon, daai haatlike wraakgevoel, dit gee ek vir God. Hy kom alle wraak toe. By hom, hy sal dit uitsorteer. In ander woorde, ek het dit oorgegee aan die Here, ek gaan nie meer wraak soek nie. Dan het maar die versoening vind plaas, wanneer daai persoon sien, sy kan jou weer vertrou. Verstaan jy die versoening gedeelte? Versoening gebeur die dag wanneer jy kan sien, maar ek kan weer vertroue plaasvind. Die persoon wil verander het. Die persoon het deur die heiligmaking gegaan. Die persoon se hart, God kon hom verander of haar verander. Dan is die vertroue weer herstel, dan is daar versoening. So vergifnis is, ek hou dit nie meer teen jou nie, in die opsig van, ek het my wraak wat ek het teen jou, het ek vir God gegee. En ek is weer vriendelik met jou, en ek gaan dan weer aan, maar daar is nog nie weer die vertroue bou met tyd. En dis wanneer versoening plaasvind. Dis met Yom Kippur. Dan gaan dit in die laaste versoening. Dan, die Here het wat gedra? Die Here het die straf gedra, wat ons moes kry, as gevolg van ons sonde. En daar was iemand wat my een keer gevra het, vir my gesê het, so God sê, love me or you'll die. En dan word God forceer my om hom lief te hê. Toe sê ek, ja. Kyk hom aan. Sê ek, en hy het verder gesê, and I already died for you. So nou word hier 'n twist in die verhaal. Dit klink of hy jou forceer, deur vir jou te sê, jy moet my lief hê, anders gaan jy doodgaan. En dan sê hy, maar weet jy wat, ek het klaar vir jou die dood klaar gesterf. Jy kan my maar net lief hê. So as 'n twist in die verhaal. Met ander woorde, dis vir genade, liefde en haat by mekaar, nie haat nie.
wat is die ander woord, geregtigheid by mekaar kom. In ander woorde, die Here sê, ek weet ek is regverdig, ek is net so lief vir jou. En dis wat by versoening plaasvind. Die Here sê, want die straf is klaar betaal, ek het alles gedoen om jou te red. Kom, asseblief. OK. En dan wat ek wel interessant gevind is, dan is daar 2 bokke. Kom, is dit die assel bok. 'n bok. 'n Bok stel voor, die skape is mos die goeie ouetjie. Hoekom is dit nou 'n bok? Die slegte ouetjie. Right, die duiweltjie word altyd as 'n bok voorgestel. Ek kan dit verstaan, want toe ek by Lonmin gewerk het, kom jy partykeer met jou kar en dan staan die bok bo op jou kar. Daai boerbokke. In elk geval. Maar dan word daar 'n lot gewerp. En die ene is, stel Jesus voor wat vir ons sonde geword het. En die ander ene stel die duiwel voor. Nou hoekom word die sonde op die duiwel geplaas? Het Jesus nie nou klaar vir dit gesterf nie? En dis waar dit interessant is. Die sonde bestaan uit meer as een deel. Iemand moet geblaam word. Iemand moet geblaam word vir wat gebeur het. Dis jou skuld. En iemand dra die straf. Dis die sonde. Dis soos enige straf in die huis op. Gepak slaag kry as jy dit doen, maar iemand is skuldig. En waar word die skuld geplaas? Op die assaselbok. Wie word geblameer op die einde? Gaan Jesus die blaam vat vir sonde ooit? Nooit nie. Hy vat nie die blaam nie. Wat het hy wel gevat van die sonde? Hy het die straf vir ons gedra. Dan oor hy die gevolg van sonde, straf, jy kan dit ook gevolg noem, van sonde, die dood het hy gedra. En dit het hy gevat. En dis hoekom daai bok gedood word. Maar dan die ander ene word uitgelei. Okay, so die blaam, die straf is nou klaar gedoen, dit is nou uitgesort. Maar nou die blaam, wie word nou geblameer vir die sonde? Daai deel. Wie is nou skuldig? Dis op en hy word in die woestyn ingelei tot hy nou doodgaan. En dan kom die man terug wat hom nou gelei het. Hy moet seker maak hy gaan dood. En hy het nou in die woestyn in. En dis waar die konsep kom van jou sondes gaan verwyder word so ver soos die ooste is van die weste. Is dit nie mooi nie? Vir ewig verwyder. Dis nie in die tempel nie. Daai sonde is nie meer daar nie. Dit is nêrens nie. Inteendeel, soos dit geskryf word, is in die abyss weg vir ewig. Gone. Dis soos 'n weg. Vir ewig. So ver soos die ooste van die weste. Dit gaan vergaan saam met die een wat dit gebring het. En ek wil graag hê ons moet die mooiheid van dit besef. En besef dat die Here wil hê hierdie moet skoon kom. Hierdie tempel moet skoon kom. En ergens moet ons begin om dan ons tempel skoon te kry. Begin om 'n pad met die Here te stap. Begin 'n pad met die Here te stap. Dis my wens vir julle. Terwyl hy skoon maak, die volgende sin is, my huis moet 'n huis van gebed wees. Gaan oor na, dis heiligmaking, né? Dis vanaf die buitehof, nou gaan ons aan die binnehof toe. Daar waar heiligmaking plaasvind. My huis moet 'n huis van gebed wees. En dan volgende, hy het hulle geleer, die woord het hulle geleer. Sien julle die heiligmaking wat toe begin plaasvind daar binne in die tempel. Soos hy die tempel skoon maak, die eerste deel is, hy maak hierdie verlossingsplan reg, hy maak skoon. Jou sonde moet nou skoon kom, en dan die volgende is, my huis moet 'n huis van gebed wees. Dis die volgende fase wat Jesus doen, die volgende verse, daai stukkie is, en dit is waar heiligmaking plaasvind, gebed met God, en hy leer ons, en hy het hulle gevat en op 'n skoot gebring, en hulle geleer. En so die tempel skoon gekom, en dit veroorsaak dat ons gelofsange vir die Here sing. Mag ons weer dat jy is die tempel van God. Ek wil nou nie op tone trap nie, maar in die tempel, die laaste stap, net om iets oor te dink, dan gaan my nou dalk met 'n vrot eier gooi. Maar in die allerheiligste,
Waar kom gesondheidsboodskap in? Eers in die Sabbat in. Is wanneer ons deur die heiligmaking, dan kom ons by die allerheiligste. Toe die allerheiligste ingebring is. Toe Jesus in die allerheiligste inbeweeg, wat was die eerste boodskap na 1844 wat deur visioene gegee is? Wat was die eerste een? Die Sabbat. Die heel eerste. Toe na die 10 gebooie kyk en alles skyn en iets skyn helderder. Onthou julle dit? Was dit. Wat was die tweede boodskap wat op die Sabbats, terwyl hulle die Sabbatkampvergadering gehad het, konvensie gehad het, wat was die volgende visioen wat op daai gegee was? Net interessantheid. Dit was gesondheid. Gesondheid met wat? Hou op rook, hou op drink, hou op koffie en koffie drink. Dis die 3 wat gegee was. Saam met die Sabbatboodskap. In ander woorde, die Here wil hê ons moet helder van verstand kom. Dis nie verlossing nie. Ek sê nie dis verlossing nie. Dis 'n kwessie van die Here wil hê ons moet helder verstand hê. Ons moet kan kies tussen reg en verkeerd. Die verhaal, die heiligmaking van die tempel, die skoonmaak van die tempel kom saam met hierdie proses van net skoon van sonde nie, maar skoon van gedagtegang. Dis geskiedenis. Dit kan julle gaan oplees. So ek wil hê ons moet besef, heiligmaking sluit in 'n holistiese, 'n totale hernuwing van wie en wat ek is. Die hele liggaam, die hele gees, vlees, die hele verhaal. Mag ons herskape word, heilig gemaak word, skoon gemaak word, geherskep word. Dat ons dat die Here besig is om vir ons nuwe glow plugs in te sit. Hy's besig om vir ons skoon te maak van al die parasiete wat ons besig is om ons lewe op te eet. Hy's besig om alles op 'n stokkie te sit. Want hy het gesterf daarvoor. Hy's besig om ons skoon te was, elke stappie, 'n nuwe kleed vir ons aan te trek, 'n nuwe kleed vir ons aan te trek in ons lewe. Hy's besig met dit. En laat hom toe. Spandeer tyd in gebed, spandeer tyd in by sy voete, laat hy jou leer, sodat ons kan Hosanna sing en dankie sê vir wat hy vir ons doen. Mag ons geherskape word, nuwe mense word, terwyl ons aan sy voete sit. Kom ons bid saam. Die weer waar u heiligdomsstelsel vir ons so mooi vertel, wat u vir ons gedoen het. Dankie dat ons nie hoef te sterf meer vir ons sondes nie, maar dat u 'n plan gemaak het. Ek is dankbaar daarvoor, my God. Ek is dankbaar dat u ons gaan herskaap. U is die ene wat hierdie ou Buick wat ek is aan mekaar gesit en gemaak het, en u is besig om my te skuur en my skoon te maak en my nuwe plaks te gee, liewer. En ek is dankbaar daarvoor, my God. Ek is dankbaar, my God, dat ons die ou rateltjies is wat besig is om stukkie vir stukkie van ons parasiete op 'n stokkie te sit wat die Asaselbok gaan wees en u die straf ook gedra. Ek sê dankie. Dankie, liewe Heer. Kom maak ons nuut. En waar ons in u beeld geskape is, kom maak ons dat ons 'n bietjie meer glimps kan kry van u elke dag, sodat ons al meer soos u kan word. Asseblief terwyl ons na u kyk. In Jesus naam. Amen.